Liewe Heer, baie dankie vir die lekker saam sing, dat U dit geskaap het, klank het U geskaap het daar op die eerste dag met die lig. Dankie dat U die voeltjies geskaap het, dat hulle kan sing en die diere en die verskillende geluide reg oor die wêreld, en ons wil U eer vanmôre. Dankie. Vra dat U met ons sal praat vanmôre, dat U vir ons insig sal gee in U woord, dat U ons harte sal oopmaak om U woord te kan verstaan en in te neem en te gehoorsaam. Dankie Vader. Mag die salwing van die Heilige Gees oor my wees en oor elkeen van ons wat na U woord luister. Ek vra dit nou om U naam se wil. Amen. Halfde, nee? 12 Januarie. Die 12 Januarie, Henry Jackson wat praat, nou vir die opname, en ons wil vanmôre praat oor disipelskap. Dit is iets wat al baie sterk op my hart lê, en ek wil graag daaroor praat, disipelskap. Net 'n bietjie feite van die skrif, voor ons begin lees. Die woord Christen word omtrent 2 of 3 keer gebruik in die Bybel. Die woord disipelskap, of disciple of disciples, word meer as 270 keer gebruik in die Bybel. Die woord kerk, die oorspronklike Griekse woord, daar is nie woord kerk nie, dit word glad nie gebruik nie. Die ou vertalings gebruik glad nie kerk nie, die nuwe vertalings wat dit gebruik. Die woord die koninkryk of koninkryke word in die Nuwe Testament 165 keer gebruik. Die woord heiliges in die Engels saints word omtrent net oor die 60 keer gebruik. So ons sien dat die Bybel gebruik van die woord wat ons verteenwoordig, die gelowiges, baie sterk leen aan heiliges, aan disciples, aan mense wat leer, mense wat groei, nie net 'n gewone kerkganger nie. So, ons gaan bietjie praat oor hierdie disipelskap as ek bietjie kyk na Matteus hoofstuk 6. Dan voor daai ander plekke ook in die Bybel waar Jesus uitgaan en disipels na hom toe roep. Hy gaan met Petrus, Andreas, sy broer, Johannes, Jakobus, verskillende mense waar hulle besig is om in hulle bote te werk, nette reg te maak, gewone mense. Matteus die tollenaar, gewone mense, roep hy hulle, volg my. Net daai 2 woorde, volg my. En daai mense los alles wat hulle het en volg vir Jesus. Joh, jy al ooit dit gedoen. Hulle los alles wat hulle het. Dit is 'n disipel. En daai mense word disciples genoem, want hulle gee alles vir Jesus. So, ons kyk na Matteus, hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6. As ons begin by Matteus hoofstuk 5, sê dit daar so in vers 1, Matteus hoofstuk 5 vers 1. Sê dit, en toe hy, dus Jesus, die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en sê. So die bergprediking was primêr aan die disciples gerig. Dit lyk my, dit is die 12 en daar was 'n ander klompie disciples, dan was 'n ander skare wat ook geluister het, maar primêr was die bergprediking 'n lering aan disciples.
Okay. So as jy deur die bergprediking gaan, dan sien jy merkwaardige leringe waar hulle geroep is om alles te gee, om nie te kyk na die wêreldse dinge nie, om gehoorsaam te wees as verskillende leringe en om te vergewe en sulke Matteus 5, 6 en 7, sulke kernboodskappe wat Jesus gee vir disippels. Nou kyk ons in hoofstuk 6. Waar Jesus praat oor disippelskap, wat ek nou net my hoofstuk 6 vers 3. Ek sê vers 3, dis 33. Matteus 6 vers 33, jammer. Nou sê vir hierdie disippels, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Hy gee hulle prioriteit. Daar's 'n prioriteit vir disippelskap, dat hulle allereers die koninkryk van God sal soek. Al die ander dinge vaag weg teenoor die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis merkwaardig, as ons disippels wil wees en ons sien dat die Bybel 'n klem sit op disippelskap, op die lering van disippelskap en disippels wat groei, en ons sal net nou kyk na ander versies, dan sien ons daar's 'n ernstige boodskap vir disippels. En ek dink hierdie droom wat Mandy vanmôre gedeel het, toe sy dit met my deel, toe sê ek, maar jy moet dit deel met almal. Dit is tyd om ernstig te word. Die tyd van speletjies, kerk speel is verby. Dit is tyd, die laaste tye, dit is tyd om ernstig te word met die dinge van die Here. Nou gaan ons na Handelinge. Handelinge hoofstuk 2. En ons weet dat hier in Handelinge 2 is die uitstorting van die Heilige Gees toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Pinkster, né? Handelinge 2 praat oor Pinkster. En julle weet daar wat daar gebeur het, die Heilige Gees is uitgestort en almal met tale gepraat. Daar was soos tale van vuur, was 'n ernstige ding wat daar gebeur het. En toe het Petrus opgestaan en met hulle gepraat, vir hulle gepreek, hoofstuk 14, maar Petrus het opgestaan met sy 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek en gesê, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, maar want dit is nog die 3de uur van die môre, maar dit is wat die profeet Joël gepreek het. Ek onthou een keer baie jare terug het ek 'n prediker gehoor preek oor daai versie in Engels gepreek en hy het gesê, this is that. Daardie wat Joël van gepraat het, dis hy. Hierdie is 'n vervulling van daai profetiese woord. Toe het hy ook gesê, hierdie wat hier so besig is om te gebeur, is 'n vervulling van God se woord wat hy gespreek het jare terug. Ons is besig, ons lewe in 'n profetiese tyd, kan ek dit sê. Ons beweeg en lewe in 'n tyd wanneer die profete se woorde jare terug, selfs in die Ou Testament, besig is om in vervulling te kom. Ons leef in 'n ernstige tyd. En hy praat verder daarso, en na hy gepraat het, kom ons daarso vers 37, toe hulle dit hoor, hierdie preek van Petrus, hierdie skare, 3000 of so, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Wie doen daai diep in die hart tref? Is die Heilige Gees, is dit nie? Hulle hoor die woord, en iets roer hulle in hulle hart.
diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Die preek bring 'n oortuiging, die oortuiging lei na aksie. Wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, dis die eerste ding. Bekeer julle, die Engels het so mooi woord, repent. Dis 'n draai weg van die vorige dinge, 'n wegdraai van die wêreldse dinge. Daar's 'n ommekeer wat hierso moet gebeur. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Gees ontvang. So, daar's 'n wegdraai. Kan ons sê, soos ons in ons Bybelstudies gegee het, die Israeliete kom uit Egipte uit. Daar's heelwat sulke profetiese woorde wat gegee is, Jeremia en so aan, kom uit Babylon, wat God vir Abraham gesê het, kom uit Babylon uit, kom uit Egipte uit, kom uit die wêreld uit. Dis 'n omdraai. Laat julle gedoop word. Wat was daai doop? Dit was 'n afsterwe van die vorige lewe en 'n draai na 'n nuwe lewe. Die doop is nie 'n sertifikaat wat jy kry, wat jy op jou muur ophang om te sê ek is gedoop, ek is okay. Die doop is 'n begin van 'n nuwe lewe. Dit is die wegdraai van die ou lewe in die wêreld en 'n begin van 'n nuwe lewe. En wat was vir Israel daai nuwe lewe? Die begin daarvan was 40 jaar in die woestyn. Is dit nie? Die begin daarvan was 40 jaar in die woestyn. In Deuteronomium hoofstuk 8 praat dit daarso, die Here praat met die Israeliete. Hy sê ek het julle deur die woestyn gelei om julle te leer. Disippelskap. Sê ek het julle deur die woestyn gelei hierdie moeilike tye om julle te leer dat julle nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uitgaan uit die mond van God. En julle het lewende water gekry. En julle het geleer om op my te vertrou. Dis 'n disippelskap lering wat Israel as te ware 'n voorspraak was van die disippelskap lering vandag uit die woestyn, ten minste uit Egipte, uit Babylon, uit die wêreld uit. Deur daai doop begin ons 'n nuwe lewe waar ons leer disippelskap. Hoe om in heiligheid te lewe, hoe om op die Here te vertrou, nie die wêreldse stelsel te vertrou nie, is 'n nuwe lewe. Dis wat disippelskap is. Dis die leer wat lei na die beloofde land, wat vir ons lei na heiligheid. 'n Pragtige ding. Vers 42. Die mense was gedoop. En dan sê dit hier in vers 42, en hulle het volhard in wat? In die leer van die apostels en in die gemeenskap en in bekering, 'n breking van die brood en in die gebede. So, daar was iets wat gebeur het met hierdie mense. Hulle het die apostels se leer geneem, hulle het van huis tot huis gegaan, soos wat jy sien, hulle het brood gebreek saam, daar was gemeenskap saam, hulle eie goederes verkoop en vir ander gegee wat behoeftig was. Daar was 'n aksie, die disippelskap was 'n praktiese wegdraai van die eie ek, wêreldse goed bymekaar maak van die wêreld. Skielik was daar nou 'n nuwe denke. Ons moet omgee vir mekaar. Ons moet mekaar help. Ons moet die leer van die apostels neem. Ons moet daarvolgens leef. Ons breek brood saam. Ons het gemeenskap saam. Daar's 'n nuwe lewe wat begin. Disippelskap is 'n nuwe lewe. Handelinge hoofstuk 9. Ek sal dit net noteer. Handelinge hoofstuk 9 is toe wie bekeer was. Saulus, is dit nie? Paulus. Eers was dit Saulus geweest. Hy was iemand wat 'n hoë rang in die Fariseërs was in die sinagoges en so aan, en hy het die disippels vervolg, is dit nie? Die disippels, die wat
ernstig was oor die weg van die Here om die Here te dien, was vervolg, en Saulus was die voorstander van hierdie vervolging. En hy het gehoor dat daar disciples, nie Christene, nie kerkgangers nie, disciples, mense wat ernstig was oor hulle weg met die Here, oor hulle dien van die Here, in Damaskus. So, nou onthou jy, dat Jesus disciples gestuur het om die verlore skape te gaan vertel van die koninkryk van God, en hulle het ver en wyd gegaan daarso, oral oor die wêreld, die verlore skape, baie van hulle van die 10 stamme van Israel, wat verwerp was, wat in ballingskap uitgestuur is, stuur Jesus vir sy disciples, om daai verlore skape te gaan haal, vir hulle goeie nuus te vertel, en nou hoor Saulus, dat daar disciples in Damaskus is, so reeds is daai woord ver en wyd. Damaskus is nie net sommer langs Jerusalem nie, dit is 'n paar dae se reis, veral in daai dae. Hy was ernstig om daai disciples te vervolg, en die disciples het al ver en wyd gegaan, nou is daar in Damaskus. En julle weet, hy toe op die pad naby Damaskus het 'n lig om hom geskyn, het op die grond geval, toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, Saulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? En hy vra die vraag, hierdie man, wat hooggeleerd was in die skrif, vra die vraag, wie is u Here? Joeg, wat 'n vraag. Vir 'n, kom ons sê, 'n godsman, 'n fariseer, 'n geleerde, te vra. Hy kon seker die meeste van die Ou Testament verbuiten quoteer. Slim man, hy vra die vraag, wie is u Here? Hy was 'n godsdienstige man, maar hy was nie 'n disipel nie. Te verstaan. Hy het nie die Here geken nie. En hy is op pad om die disipels te vervolg. Die Here vra vir hom, Saul, hoekom vervolg jy my? Hy sê, wie is u Here? Die Here sê vir hom, ek is Jesus van Nazareth, vir wie hy vervolg. En daar is 'n gesprek daar, so die Here sê vir hom, hy moet Damaskus toe gaan, en daar sal dit aan hom gesê word, hy gaan wat om te doen, en hy gaan na 'n huis, daar so in Damaskus, en hy gaan bid daar so. Nou bid hy ernstig, en die Here praat met 'n disipel wat daar bly, Ananias. Julle ken die storie? Ananias, die Here praat met Ananias. Sê, Ananias? En Ananias antwoord, hier is ek, Heer. En dan word Ananias ken die stem van die Here. Is dit nie? Onthou julle in Openbaring, hoofstuk 2 en hoofstuk 3, is daar 7 sendbriewe wat gestuur is aan die gemeentes, en die einde van elke een van daai 7 briewe sê dit, hy wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Heilige Gees aan die gemeente sê. Hy wat 'n oor het om te hoor, het ons ore om te hoor. Ananias het gehad. Toe die Here sê, Ananias, sê, hier is ek, Heer. Toe sê die Here vir hom, gaan na die huis wat daar op die Reguitstraat is, en daar sal jy 'n man vind by die naam van Saulus. Hy is besig om te bid. Gaan bid vir hom, hy genees sal word en dat hy gevul sal word met die Heilige Gees. En Ananias begin met die Here stry, sê, maar Here, het u nie geweet nie, hierdie man is gestuur om die disipels te vervolg, asof die Here dit nie geweet het nie. Die Here sê vir Ananias, ek sê hierdie dinge dat julle kan sien of hoor, dat Ananias 'n gesprek kan hê met die Here. Is julle weer gesprek? Is 'n disipel, hy ken die stem van die Here. Ananias sê vir hom, ek sal gaan. En hy gaan daarso. Nou, moet jy weet, die dinge wat Ananias gehoor het van Saulus, is gevaarlike dinge wat jou vrees sal gee. Hierdie man kom om ons te vervolg. Nou sê die Here vir my, ek moet gaan en vir hom bid. Hierdie man. Hy sê, ja, jy wat sal gaan. Partykeer gee die Here vir ons 'n woord of
bemoediging of wat sê dit? 'n opdrag om iets te doen wat ons nie verstaan nie, maar ons moet sy stem ken en gehoorsaam. En Ananias gaan daar so en daar is Saulus en hy bid vir hom, hy praat met hom, hy lei hom na die Here toe en doop hom en hy is gevul met die Heilige Gees en Saulus se lewe word radikaal omgedraai. Weet jy wat gebeur volgende? Nadat hy gedoop is en gevul is met die Heilige Gees, dadelik begin hy in die sinagoges Jesus as Here preek. Dis sy eerste ding. Dadelik is hy gehoorsaam. Hy begin aksie. En wat is die volgende wat gebeur? Hy word vervolg. As jy in aksie gaan om die Here radikaal te dien, sal jy vervolg word. Nie bang wees nie, die Here sal jou lei. Saulus moes vlug. 'n hele paar jaar later, toe Saulus nou besig is met sy sendingreise, kom hy by Efese. Handelinge hoofstuk 19. Kom by Efese aan, dis daar, ek dink nou is dit in Turkye, maar ek dink daai tyd was dit Griekeland. Hy kom by Efese aan en hy ontmoet daar disippels. Efese is ver van Jerusalem. Maar hy ontmoet disippels. Hoekom is die disippels daar? Want hulle het uitgegaan met die boodskap. En vriende, daai disippels het oral so die wêreld uitgegaan, want om 'n disipel genoem te word, was jy te doen met die werk van die koninkryk. Dit was jou eerste prioriteit. Nie net om elke Sondag kerk toe te gaan. Daar was 'n prioriteit vir 'n disipel. Hy is te doen met die werk van die koninkryk. Maar party van die disippels is bietjie verlei. Hulle het nie al die waarheid gehad nie. Paulus vra vir hulle, is julle al vervul met die Heilige Gees? En hulle sê, nee, ons het nog nie eers gehoor van die Heilige Gees nie. Kan jy glo dat in daai paar jaar het disippels uitgegaan en die woord was afgewater, sodat hulle nie eens gehoor het van die Heilige Gees nie. En wat het van Pinkster geword, wat 'n paar jaar vroeg was, hele paar jaar vroeg. Dit was amper vergete. Ons het nog nie eens gehoor van die Heilige Gees nie. Paulus sê vir hulle, maar in watter doop was julle gedoop? Nie in die doop van Johannes. Toe verduidelik hy, Johannes het gedoop vir bekering. Julle moet gedoop word in die naam van Jesus. En hulle sondes bely en dan moet 'n radikale verandering word. En hulle is gedoop, hulle is gevul met die Heilige Gees en daai disippels word radikale disippels by die Here. So dis moontlik om 'n disipel te wees, maar nie alle kennis te hê nie. Is dit wat die skrif vir my sê dan? Is moontlik om 'n disipel te wees, maar nie al die kennis nie. Dus moet ons die kennis leer, ons moet die kennis soek, ons moet groei in die dinge van die Here. Kom ons gaan na Johannes, hoofstuk 15. En jy vind hierso en baie ander plekke dat die disippels baie name genoem word. Sal gesê, Christen, baie min, disippels, die weg, die sout van die aarde, die lig, die koninkryk, Jesus het gesê, soek allereerst die koninkryk van die hemele. Wie is daai koninkryk? Jesus is die koning, né? So wie is die koninkryk? Is die mense waaroor hy regeer. Die koninkryk is ons. Soek allereerst die koninkryk van die hemele. In ander woorde, ons moet soek om mekaar te bedien, want ons is deel van die koninkryk. Nou praat Jesus hierso en hy noem die disippels 'n ander naam. Daar was nie net een naam, soos wat ook al naam wat ons onsself beken nie. Daar was verskillende name wat gegaan het oor die verskillende aksies. Wat soos Jesus se naam
Ons noem hom Jesus, maar daar's baie ander name, soos die blinkmôre ster, soos die herder van die skape, soos die weg, die waarheid en die lewe, soos die lig van die wêreld. Hy noem homself hierdie name, want dit is die aksie, die heiland, die verlosser van die wêreld. Dis die aksies van Jesus wat hom daai naam gee. Sy naam is Jesus, ja, maar daar's ander name wat vir hom ook gegee het, wat sy aksies gee. En so die disippels ook. Hier is 'n ander naam wat Jesus vir hulle gee. Hy sê, hoofstuk 15, Johannes hoofstuk 15 vers 1, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Later sê hy, julle is die lootjies. Is dit nie? Dis 'n naam. Julle is die lootjies. Wat gebeur met die lootjie? Hy moet in die wynstok ingeënt wees, sodat die lewende water wat in die wynstok is, deur in ons kan vloei, sodat ons vrug kan dra. So daai koneksie tussen lootjies en wynstok moet daar wees. En hy sê, elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Maar elke loot wat nie vrug dra nie, neem hy weg. Die loot wat vrug dra, doen hy wat voor? Hy maak hulle skoon. Hy snoei hulle, in ander woorde. Daar's stukkies van daai loot wat nie heeltemal reg is nie, ek sny dit af. Het julle al ooit ervaar dat die Here partykeer snoei? Dis nie 'n lekker ding nie, nee, dis nie lekker ding nie, maar dis noodsaaklik, want daar's dele van ons lewe wat nog bietjie in Egipte geanker is, of in Babylon geanker is, dis dit nie. En daai moet afgesny word. Daai disipelskap boekies wat ons mee besig is, die naam van dit is die besnydenis van die hart, en kom van die Bybel af. Daar's 'n hele paar plekke wat praat van die besnydenis van die hart. Dit is die besnydenis. Dis die lootjies wat die stukkies wat afgesny word, waar die vlees nog regeer. Disipelskap is daai aksie van die afsny van die wêreldse dinge van ons hart. Dis hoekom ek daai boekies tamelik hard vorentoe druk en uitstuur na baie mense. Wat ek sien, daar is 'n behoefte vir disipelskap. En disipelskap is soseer hierdie afsny van die lootjies wat nie vrug dra nie. Sou jy sê, wees eerlik, dat daar dele van jou lewe is wat nie vrug dra nie? Daar's dele van my lewe wat nie vrug dra nie. Ek dink elkeen van ons het dele van ons lewe wat nie vrug dra nie. Daai lootjies moet afgesny word, gesny word. Hoekom? Sodat dit meer vrug kan dra. Hy wil hê ons moet vrug dra. Daai disipelskap is 'n vrugdra proses. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook kan julle as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Daai koneksie tussen die wynstok, Jesus, en myself as die lootjie, baie belangrik. Kyk hier so na vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te kan dra. Julle aangestel. Ek het julle gekies en aangestel. Daar's twee dinge. Ek het julle gekies, daai ene.
En toe het ek julle aangestel, antwoord ek het julle werk gegee. Ek het julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, dat hy dit aan julle sal gee. En ek sê dit, dat julle baie vrug kan dra. Baie vrug. Hy wil hê ons moet baie vrug dra. In ander woorde, ons moet uitbeeld vir hom. Ons moet terugdra, ons moet aksie, daar moet aksie wees in ons lewe waar ons uiters gefokus wees op die koninkryk, die uitbrei van die koninkryk. Meer en meer mense tot bekering kom, daai koninkryk word net groter en groter. Weet jy hoe ver gaan hierdie disipelskap, hierdie uitbreiding, daai disipels toe hulle eers by die Here uitgekom het, hulle lewens was omgedraai en hulle het begin uitgaan en uitgaan en uitgaan. Daar word gepraat van disipels wat daar so naby die Swart See, en was die ander een Caspian, is die Engels, ek weet nie, Kaspiese See miskien, tussen die twee, dis waar die 10 stamme van Israel gegaan het, toe hulle geban was. Weet jy dat daar disipels daai area van disipel het? Onder andere Andreas, Petrus se broer, het daar gegaan. En ek het gehoor, dis geskiedkundig, dat in Skotland is daar in die museum daar in Edinburgh, wat hulle hoofstad is, stelling van hulle clans, die hoofde van hulle clans, hulle stamme, hulle clan van Skotland, jy weet hulle almal hulle clans, dat hulle patron saint, ek weet nie hoe jy dit in Afrikaans sê nie, hulle held, stamhoof, hulle held, Andreas. Hoekom was dit so? Hoekom is Skotland met Andrew se vlag, wat 'n kruis is, want hy was gekruisig vir die evangelie. Hoekom was dit so dat Skotland, ek meen hoe ver is Skotland van Jerusalem, dat Skotland Andreas neem as hulle patron saint, want hulle sê daarso, Andreas, Petrus se broer, is die een wat eerste vir hulle die evangelie gebring het, toe hulle nog daar so naby die Swart See gewees en hulle getrek in Skotland uiteindelik. Hy het die skutte tot bekering gekom, by die 3000. En vandag nog vlieg sy vlag daar so oor Skotland. Dit gelees 'n bietjie geskiedenis. Vriende, die disciples het ver en wyd reg deur Europa en partye in Afrika en oral oor die wêreld gegaan. Die disciples wat aksie gemaak het oor hulle geloof. En ek wil net sê, die Here roep ons as disciples tot aksie. Om seker te maak dat ons looitjies ingeënt word in Jesus. Want uit hom vloei daar lewende water wat ons lewe gee en roep tot 'n bediening. Ons gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 12. 1 Korintiërs hoofstuk 12, hier is nou 'n ander naam wat gebruik word, ander aksie van die disciples. 1 Korintiërs hoofstuk 12 en vers 12. Hoofstuk 12, die eerste deel praat van die geestelike gawes, en vers 12 sê, want net soos die liggaam, in Korintiërs 12 vers 12, net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is so ook Christus. Want ons almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. So hy praat van ons as disciples, soos 'n liggaam, en elkeen is 'n lid van die liggaam, een is 'n voet, een is 'n hand, een is 'n oog, een is 'n oor, wat ook al. Ons het elkeen 'n werkie om te doen.
Ons het 'n roeping. Daai is 'n ernstige boodskap. Ons het 'n roeping om te doen en veral onder mekaar om mekaar te ondersteun. Jy sien daar in die begin van Handelinge waar die mense gedoop is met die Heilige Gees en daar merkwaardige verandering gekom het. Wat maak hulle? Hulle begin om van hulle goederes te verkoop en aan die te gee wat arm is, wat nie het nie, en hulle spandeer tyd onder mekaar om mekaar te help en die wat nie het nie te help en te bedien en tyd in die woord te spandeer en tyd in gebed te spandeer. Hulle is aktief. Wie sien jy daai liggaam? Ons is aktief. Hoekom? Want ons is deel. Ek is deel van julle, julle is deel van my. Ons is deel van mekaar, ons is deel van ander dele van die liggaam. Reg oor die land versprei. Ons kan nie onsself sien was ek is nou net hierdie kerk, nou een is daai kerk, en ons het niks te doen met mekaar nie. Ons is almal deel van een liggaam en die name verwar ons. Ons is deel van een liggaam en Jesus is die hoof. En al die instruksies kom van die hoof af na die res van die liggaam. As ek hierdie water moet optel en drink, daar was 'n instruksie gegee van die hoof af, deur my arm na my vingers toe om. Gee die hand, help die mond, help die maag wat dors is. Dis dit nie. Maar as een hoof wat die instruksie gegee het, dit gaan regdeur en die hele liggaam word daardeur geseën. En dit ek lekker water om te drink. Dis hoe die liggaam van Christus werk. Die hoof stuur instruksie. Hy sê daai een het 'n behoefte. Gaan help hom. Gaan bedien hom. En dan sê hy deel van hierdie vers 22 praat ook van die dele van die liggaam. Sê daar so maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. Daar's dele wat die swakste lyk. As jy van buitekant af kyk, dan dink jy wat se nut is hierdie persoon vir die liggaam. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar is, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Iets wat laasweek gebeur het met my, wat my so gebless het, so geseën het. Ek kry 'n oproep van 'n man. Hy sê ek is Gert Nel en ek wil graag vir jou kom kuier. Gert Nel. Hy sê die laaste keer wat ek jou gesien het was in 1973. Ek was nog op laerskool en jy het gekom saam met jou ma by 'n daar was 'n swembad wat gebou was vir die laerskool. En my ma was die hoof van die laerskool. Die laerskool se naam is Gert Nel. Want is hierdie seun se oupa wat amper so gesien was soos 'n burgemeester vir die Good Church of Alweer. So ek onthou hom glad nie, want hy was my 'n klein seentjie daar in die laerskool. Ek was nou uit skool uit en ek het nou net gekom want my ma was opgewonde. En ek onthou dat my ma baie gefrustreerd was met daai stoere, kan ek dit sê, NG gemeenskap, waar sy van verwerp was, omdat sy gedoop was en gevul met die Heilige Gees. Sy was 'n gebedsvrou, goddelike vrou. Sy was verstoot. Maar sy het gedruk en druk vir die kinders onthaalwe vir hierdie swembad en deur baie moeilikheid, ek onthou hoe sy gehuil oor hierdie ding. So moeilik was dit vir haar, maar uiteindelik was hierdie swembad gebou en dit was die opening van die swembad en ek was nou daar so vir daai en dis die laaste wat hy my gesien het. Nou vra hy wil graag vir my kom sien en hy wil vir my bid. Ek tog dis eienaardig. Nou ken ek die naam Gert Nel van sy oupa. Die groot naam in die Good Church NG gemeenskap. Daar was geen ander kerke daar nie, net die NG en my ma was nie NG. Maar sy daar gebedien. Ek sê nee, maar is goed, kom.
Nou weet ek dat my ma, toe ek klein was ek altyd saam toe my ma gebid het. Dan huil sy oor daai gemeenskap, Here, red hierdie mense se harte, draai hulle weg van hulle stoere lewe en bring hulle na U toe. En hoe baie het my ma gehuil en gebid, dat net ek daai gebede gesien het, niemand anders het daarvan geweet nie, want ek was klein seentjie in die huis en gehoor hoe sy huil vir die Here. Nou kom hierdie man, laas Vrydag, eet by ons, hy en sy vrou. En ek kan sien, iets het met hierdie man gebeur. Hy is tot bekering, nie net tot bekering nie, maar radikaal tot bekering. En hy vertel my dat hy nog jong was, het hy tot bekering gekom, sy pa, wat ek ken, Billy Bok, is ook tot bekering gebring. En hier kom hierdie man en vertel my oor hoe die Here hom aangeraak het en wat daar gebeur het. En ek weet dat in die laaste 20 jaar het baie van daai mense in daai gemeenskap, stoere mense, wat niks wil weet van enigiets wat ons het nie. Wat ek 'n geleentheid gehad het om met hulle te bid, om hulle te bedien, een na die ander, mense reg oor Suid-Afrika waar ons gaan bedien, en gee kerke wat vir my gevra het om Pinksterdienste te doen, dat ek vir hulle gaan preek oor Pinkster. Hierdie selfde mense wat my ma verstoot het daarvoor, vra my om daai dinge te doen, en ek het al baie van daai mense ontmoet. En ek begin skielik besef, oor 2 weke se tyd, 50 jaar gelede, is my ma oorlede. 50 jaar gelede. En haar gebede, 50 jaar na haar dood, hang nog voor God. Hierdie persoon, wat 'n onsierlike lid is van die liggaam, wat niemand gesien het wat sy doen het. Sy bid, en sy bid, en sy bid vir hierdie gemeenskap. En daar in Durban, en daar in waar ook al, ontmoet ons van hierdie mense wat tot bekering gekom het, een na die ander, een na die ander, een na die ander. My ma het dit nooit gesien. Maar ek kry die voorreg om die vrug van haar gebede te geniet. En ek sien hoe mense tot bekering kom. Een na die ander, een na die ander. Wonderlike genesings, een na die ander. Die Here is nog besig met daai gemeenskap 50 jaar na my ma se dood. Veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. Wat die swakste lyk. Moenie oordeel volgens wat swak lyk nie. Want wanneer ons swak is, dan is ons sterk, sê Paulus. Hebreërs 11 sê, die helde van geloof het van swakheid sterk geword. Vriende, en dis daai sterk word van swakheid, wat disippelskap is. Want ons begin in swakheid, ons begin in 'n situasie wat ons nie die kennis het nie, wat ons nie weet nie. Maar die Here leer ons deur daai woestyn hoe om sterk te word. Hy leer ons om op hom te vertrou. Deuteronomium 8 vers 1 tot 6, lees dit maar self by die huis. Deuteronomium 8 vers 1 tot 6. Die Here praat met die volk van Israel en sê, ek het julle doelgerig deur die woestyn gelei om julle te leer. Dat julle nie van brood alleen leef nie, maar elke woord wat van die mond van God uitgaan. Julle kom ander dinge, ek leer julle. Dis 'n disippelskap proses. Vriende, ons is besig met 'n disippelskap proses en ek moet vir julle sê, ek is baie opgewonde met wat ek hierso sien. Daar's ietsie kosbaar wat in julle besig is om te gebeur wat ek nie baie sien nie. Ek is opgewonde. Mag die Here ons leer, ons help, sterk disippels te wees, van swakheid sterk te maak. Kom ons gaan na 1 Tessalonisense
kom nou by die einde. Dis iets wat ek van Dominee Pieter afgeleer het, met 'n Pinksterdiens, paar jaar terug, 2-3 jaar terug, wat my diep geraak het. 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. Is disipelskap wat ons heilig maak. Jesus het nou vir sy disipels gesê in die bergprediking, mag julle heilig wees, soos julle Vader in die hemel heilig wees. Dis 'n groot ding wat hy dan sê, mag julle heilig wees. Kan ek julle vra, het enige van julle al gearriveer? Vriende, ons is op pad soontoe. Dis wat disipelskap doen. Hy lei ons na heiligmaking. Hy lei ons nader en nader na die karakter van Jesus. Heiligmaking, disipelskap. Mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Nie net half heilig nie, volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Man, daai skrif. Ek wil voorstel dat julle 'n tydjie gaan spandeer met die Here en hierdie skrif oor en oor en oor lees. Die Here, hierdie is 'n versoek, 'n gebed van Paulus, want hy sê, mag jy, Here, ek wil dit hê. Ek wil hierdie snoei hê. Ek wil baie vrugte dra. Mag u vir my 'n disipel maak, wat geheel en al onberispelik is. Ja, Pieter, daai woord het my al baie geleer. Ek het al baie skrifte geleer. Dis 'n pragtige skrif, net die vorige bladsy, hoofstuk 3, vers 13, sê hy, sodat hy julle harte kan versterk. Wat beteken die woord versterk? Dit beteken vir my, jy was nie altyd sterk nie, maar jy moet sterk word. Wat hy versterk jou. Om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. So, by die wederkoms, dis wanneer dit volkome moet wees, maar tot daarso is ons op pad. Is dit nie? Ons is op pad. Joh, wat 'n pad. Die Israeliete was op pad Kanaanland toe, die land van melk en honing. Maar in die woestyn was dit nie Kanaanland nie, dit was moeilik. Maar hulle was op pad. Ons is op pad na heiligmaking. Ons is op pad na volkome wat hy ons voorgeroep het. Matteus 5 vers 44, die 2 meer versies. 5 vers 44, dis deel van die bergprediking, ons kom weer terug daarna. Matteus 5 vers 44. Verkeerde versie. Maar ek sê vir julle, julle moet jou vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dit is nie maklike dinge nie. As jou wat in hierdie bergprediking wat nie maklike dinge is nie. Hy praat met disciples. Hy praat nie net met mense wat elke nou en dan in die kerk sit nie. Hy praat met disciples en hy lei hulle na 'n diep geloof in hom, sodat ons selfs ons vyande kan vergewe en hulle lief hê.
Kolossense 1, my laaste versie, Kolossense hoofstuk 1. En ons lees daar vers, en daarby kom, 28, Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons. Wie is dit wat ons verkondig? Jesus. Okay, hom verkondig ons. Terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Die vermaning en die onderrig is vir wat? Om elke mens volmaak in Jesus voor te stel. Ek is besig om julle te onderrig, maar ek bedoel, ek wil dat ons almal volmaak voor Jesus wees. Volmaak voor Jesus wees. Volmaak voor Jesus wees. Ons het 'n pad om te stap. Daai stap is 'n heiligmaking, is 'n disippelskap. En dit is nie net 'n een dag nie, dit gaan nie een dag deur die woestyn nie. Israel het 40 jaar deur die woestyn gegaan. Dit is nie 'n een dag event nie. Dis 'n lewenspad wat ons stap. As ons uit daai water uitkom, begin ons 'n nuwe lewe. Die loopwater is nie net 'n sertifikaat wat ons kry dat ons weer nieuw sit nie. Dis die begin van 'n nuwe pad wat ons stap. Mag die Here ons help om daai pad met ywer te stap. Die Here, ek wil dalk leer my, onderrig my, vermaan my. Daar's baie keer 'n vermaaning daarso. Daar's baie keer die sny van die loetjies, die droë takkies moet afgesnoei word, sodat die nuwe takkies kan uitgroei en vrug dra. Mag die Here ons seën en ons help om dit te doen. Ek het hier so 'n nota gemaak. Wat was een van die grootste leiers in die Ou Testament? Wie sou jy sê? Moses. Hoe het Moses gelyk? Hy het weggekruip daar in die woestyn. Die Bybel sê van hom, hy was die nederigste mens op die hele aarde. Die grootste leier is die nederigste mens. Moenie bang wees vir nederigheid nie. Die Here roep ons in nederigheid en lig ons op en leer ons. Die Here ons help. Kom ons bid net eers. Liewe Heer, dankie dat U ons leer, dat U ons geroep het. Al is ons baie keer klein in ons eie oë. U het ons geroep vir 'n baie groot doel, om volmaak te wees, om volwasse te wees, om gevul te wees met ywer, met U Heilige Gees, met 'n liefde vir U, as disippels, om sterk te staan, soos U vir Mandy gewys het in daai droom, om ruggraat te hê, om sterk te staan. Help ons om ruggraat te hê. Help ons om sterk te wees. Help ons om ons loetjies in die wynstok ingeënt te hê, dat ons gedurig daai vloei van lewende water kan hê wat deur ons vloei. Help ons elkeen, Here. Ons vra dit in U naam,